Amen, blye evangelie. Amen, bly my hart getuig. Ons skriflesing vanoggend gaan ons doen vanuit Efesiërs hoofstuk 5. Ons gaan dit doen vanaf vers 1 tot en met vers 33. Dit is 'n langer gedeelte, maar baie belangrik. Ons word aangespreek eerstens oor ons navolging van Christus, hoe dit moet lyk en hoe dit moet wees, en direk daarbey word dan aangesluit hoe daardie rolle moet lyk binne ons gesinslewe, ons huislike lewe. Daar vanaf vers 22. Nou dit gaan uit die aard van die saak direk gepaard met dit wat ons ook gelees het vanuit Deuteronomium 5, daar vanaf vers 18 eerstens, en jy mag nie egbreek nie, en dan ook die begin van vers 21, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Christus praat met ons in die Nuwe Testament juis oor die hart van hierdie gebod, wanneer hy vir ons sê, as jy net na 'n ander kyk om te begeer, het jy alreeds die 7de gebod oortree. En ons gaan nie dit as ons teksverse gebruik nie, ons gaan kyk maar hoe moet daardie struktuur, daardie gesinslewe of 'n huwelikslewe daaruit sien. Maar voordat ons dit doen vanuit Efesiërs, kom ons word eers stil, broers, kom ons staan en dan bid ons saam. Almagtige God en ewige Here, ons koning, ons herder en ons verlosser. Op hierdie heerlike koue wintersoggend is dit so 'n wonderlike voorreg om U saam te kan loof en prys. En dis wat ons doen, ons loof en ons prys U groot en heilige naam. Die genade gaan nog verder deurdat ons ook saam vanuit die woord kan leer. En ons vra dat U ons sal leer wat ons moet leer en dat ons sal hoor wat ons moet hoor. Ons altyd sal onthou dat dit gaan ook oor die eer van U naam en die heil van die gemeente. Alhoewel dit gemik is ook op die behoud van die sondaar. Here, U roep ons op tot voorbidding om in te tree vir mekaar. En daarom doen ons dit dan ook in gebed, met die wete dat Christus, ons Here, ons voorspraak is, en ook daar waar ons gebede gebrekkig is, hy dit vervolmaak. Here, ons bid vir Frikkie, vir Tannie Didi. Ons bid vir Tannie Henriet. Ons bid vir oom Fires wat môre groot operasie kry. Here, ons bid ook vir hulle wat deur prosedures gegaan het, operasies ontvang het en alweer terug is by die huis. Elise. En ons dink ook aan hulle wat nie op hierdie lysie is nie, wat so gevra het, maar ook ons voorbereiding nodig het. En ons bid vir ons families, ons hartsmense wat swaar kry en deur diep waters gaan. Om Jan Swanevelder, Tannie Susan, Sonet se ma, James, Tannie Charlotte se seun, en Corneille se ma, Tannie Elna. Ons dink ook aan die Koks wat nog deur 'n hartseer tyd gaan na die afsterwe van oom Jaco, of van Jaco se vader. Here, wees ook met hulle en troos hulle soos wat net U kan doen. Here, ons dra elkeen aan U op wat verjaar hierdie komende week. En net soos die draai van die seisoene is dit ook 'n getuienis van U sorg, en ons vra dat U hulle sal seën in die nuwe hoofstuk, die nuwe lewensjaar wat ook vir hulle voorlê. Maar ons weet nie een van die dinge wat ons vra kan ons verdien nie. Niks kan ons vanuit onsself uit verdien nie, o Here. En daarom vra ons dit net in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Ek lees vir ons voor Efesiërs 5 vanaf die eerste vers.
Wees dan navolgers van God soos geliefde kinders. En wandel in liefde soos Christus ons ook liefgehad het en hom vir ons oorgegee het as 'n gawe en offer aan God tot 'n lieflike geur. Maar hoerery en allerhande onreinheid of hebsug moet onder julle selfs nie genoem word nie, soos dit die heiliges betaam. Ook nie gemeenheid en dwaase of lawwe praatjies wat nie pas nie, maar liewer danksegging. Want dit moet julle weet dat geen hoereerder of onreine of gierige aard wat 'n afgodedienaar is, 'n erfdeel het in die koninkryk van Christus en van God nie. Laat niemand julle met ydel woorde verlei nie, want daardeur kom die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid. Wees dan nie hulle deelgenote nie. Want vroeër was julle duisternis, maar nou as julle lig in die Here, wandel soos kinders van die lig. Want die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid. En beproef wat die Here welbehaaglik is. En hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer. Want wat in die geheim deur hulle gedoen word, is skandelik selfs om te noem. Maar al die dinge wat deur die lig bestraf word, word openbaar, want alles wat openbaar word, is lig. Daarom sê hy, ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dode, en Christus sal oor jou skyn. Pas dan op, dat julle nou gesed wandel nie as onwyse nie, maar as wyse. En koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Spreek onder mekaar met psalms en lofgesange en geestelike liedere en psalms sing in julle hart tot eer van die Here. Terwyl julle God, die Vader, altyd vir alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig soos aan die Here. Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook hoof is van die gemeente, en hy is die verlosser van die liggaam. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles aan hulle eie mans wees. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente liefgehad en homself daarvoor oorgegee het om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. So behoort die mans hulle eie vroue lief te hê, soos hul eie liggame. Wie sy eie vrou lief het, het homself lief. Want niemand het ooit sy eie vlees gehad nie, maar hy voed en koester dit net soos die Here die liggaam of die gemeente. Want ons is lede van sy liggaam, van sy vlees en van sy bene. Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees word. Hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. In alle geval moet elkeen van julle ook afsonderlik sy eie vrou lief hê, net soos homself. En die vrou moet die man eerbiedig. Ons lees net tot sover. Daar's verskeie gedeeltes in hierdie hoofstuk wat praat oor reinheid en kuisheid. Ek gaan nie almal herhaal nie. Ek gaan wel sê vers 22 weer, vroue, wees aan julle eie mans onderdanig soos aan die Here, en 25, manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente liefgehad het en homself daarvoor oorgegee het. Soos jy weet, trek ons dan vandag by die 7de gebod in die reeks oor die 10 gebooie. En ons kan nie altyd net aangaan met die reeks nie. Daarom is daar maar so nou en dan breuke, maar vanoggend is ons by hierdie gebod. En ons het voor die tyd vir mekaar ook gesê, nie, soos Louis Malherbe ook dit genoem het, mens moenie daaroor praat nie. En weet jy, dis deel
van die probleem. Dis 'n baie belangrike onderwerp om te verstaan. Eerstens, natuurlik omdat dit een van die wette is wat God vir ons daar gestel het. Maar tweedens, omdat dit so groot aktuele probleem is, waarmee ook kinders van God vandag nog sukkel. Nou, broers, susters, kinders ook, hierdie gebod spreek getroudes en ongetroudes aan. Dit spreek oud en jonk aan, binne die huwelik en buite die huwelik. Getroudes in hulle verhouding teenoor hulle huweliksmaat, en ongetroudes om jouself rein te bewaar met die oog op jou huweliksmaat eendag. So dis nie net beperk tot mense wat wil trou, of mense wat getroud is nie. Almal word deur hierdie beginsel, deur hierdie gebod geraak. En nou is die realiteit, mense skei vandag amper net soveel keer as wat hulle trou. Pornografie is 'n algemene verskynsel, selfs onder kinders. Voorhuwelikse verhoudinge is die norm van die tyd. En buiteegtelike swangerskap is nie meer snaaks nie. En weet jy, al hierdie dinge lei tot gebroke huise. Lei tot gebroke gesinne. Al hierdie dinge is 'n oortreding van die 7de gebod. En om beter te verstaan wat God van ons verwag, kyk ons na 3 elemente wat in elke verhouding en elke huwelik veronderstel is om te wees. Kuisheid, roepingsbewustheid en liefde. Nou, ons begin deur kuisheid te bespreek soos wat God geëis het vir elke mens op aarde met sy of haar verhouding met 'n ander. En Paulus verduidelik dit vir ons baie mooi in hierdie gedeelte, in hierdie brief wat hy geskryf het aan Efese. As ons kyk na Efesiërs 5 vers 3 tot 8, dan lees ons: maar hoerery en allerhande onreinheid of hebsug moet onder julle selfs nie genoem word nie, soos dit die heiliges betaam. Nie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Reinheid vir die heiliges, vir die wat God afgesonder het, die wat hy sy kinders gemaak het. God verbied alle onkuise dade, woorde, vers 3, gebare, gedagtes, luste en alles wat 'n mens daartoe kan lei, vers 18. Nou dit sluit in vandag se wêreld veral, films, televisieprogramme, rekenaar en internet en selfone, prikkelliteratuur, en kleredrag en so voorts. Al die dinge wat mens so maklik in jou lewe kan inbring, in jou huwelik kan inbring, wat nie daar hoort nie. Omdat ons liggaam bestaan uit liggaam en siel, en beide tempels is van die Heilige Gees, sê God vir ons moet beide bewaar. Met ander woorde, dat ek as man, vrou, getroud, ongetroud, heilig, afgesonder, voor God sal lewe. Soos my liggaam 'n tempel is van God, wat nie geskend mag word nie, so moet my siel ook bewaar word. Deur die onkeuse handelinge van die liggaam, leer ons word nie net die liggaam geskend nie. Ook die siel word daardeur aangeraak. En nou kom leer die skrif ons 1 Korintiërs 3 vers 16 tot 17, weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie?
As iemand dan die tempel van God skend, sal God hom skend, want die tempel van God is heilig. En dit is julle. Die tempel van God is heilig en dit is julle. Wie daarom hierdie tempel met iets anders wil vul as met die Heilige Gees, het geen kans op 'n suksesvolle huwelik nie. Daar is nog 'n groot geheimnis. Ons voortbestaan is bepaal deur God se orde vir hierdie skepping. God het bepaal om deur 'n vader en 'n moeder, 'n pa en 'n ma binne die raamwerk van die huwelik die mens se voortbestaan te verseker. Ouers wat deur God bemagtig is. En daarom leer die skrif dat die menslike geslag vanuit die huwelik uitgebou word as die gemeente in die kleine, die gesin is die gemeente in die kleine. Nou wie homself aan hierdie regte toeëien buite die huwelik, is besig om homself te vergryp teen die 7de gebod in. En verloving is nie 'n verskoning nie. Verloving is nie 'n plaasvervanging van die huwelik nie. Die gesin, pa en ma is deur God daar gestel in die orde van sy skepping, sodat die menslike geslag so sal voortgaan. En wie nie hierdie raamwerk volg nie, is besig om teen daardie orde op te tree. 'n Oortreding van die 7de gebod is om teen God se ordinansie vir sy skepping te beweeg. 1 Korintiërs 7 vers 2, vanweë die hoerery moet elke man sy eie vrou hê en elke vrou moet haar eie man hê. Nou waar God ons aan die een kant beveel om nie onkuis te handel nie, verwag hy van ons aan die ander kant juis om ook kuis te wees. Elke gebod het ons geleer het 'n beginsel, die negatiewe jy mag nie, maar daarom moet jy. By die vorige gebod het ons geleer met jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie 'n lewe neem nie, maar jy moet die lewe ook beskerm. En net so die beginsel hier ook, waar ons moet waak teen onkuisheid, moet ons juis daarna ook strewe om kuis te wees. Dit beteken, as gelowiges moet ons van die onkuisheid wegvlug, buite en binne die huwelik, maar dat ons die kuisheid sal najag. Ons moet nie net vermy die onkuisheid nie, ons moet aktief die kuisheid najag. Hoeveel van ons doen dit waarlik? Ons doen ons bes om die negatief van die verbod, dit wat ons nie mag doen nie, te gehoorsaam. Maar volg ons ook die positiewe implikasie, streef ons daarna om kuisheid na te jag. Waar onkuisheid verwys na losbandigheid, na welis, na pornografie en polygamie, verwys kuisheid na eerbaarheid, fatsoenlikheid, skoonheid, maagdelikheid, reinheid, van al hierdie verwante sondes. Streef ons na 'n kuise huwelik. Daarom, as ons na hierdie gebod kyk, moet ons besef, kuisheid is een van die elemente as grondslag van die 7de gebod. Die tweede, net so belangrik is ons roepingsbewustheid, die rol wat God vir elkeen binne die huwelik, binne 'n gesin bepaal het. En ons het reeds daaraan geraak, toe ons genoem het dat God bepaal het dat die mens sal voortbestaan deur 'n pa en 'n ma, vader en 'n moeder, binne die raamwerk van die huwelik. Maar weet jy, dit behels meer as dit. 1 Petrus 3 vers 1 tot 2 en vers 7,
Het sluit aan wat Paulus ook gesê het hier in Efesiërs. Net so moet julle vroue aan julle eie mans onderdanig wees, sodat as sommige aan die woord ongehoorsaam is, hulle ook deur die wandel van die vroue sonder woorde gewin kan word, as hulle jul reine, godvreesende wandel aanskou het. En net so moet julle, manne, verstandig met hulle saamlewe en aan die vroulike geslag as die swakkere eer bewys, omdat julle ook mede-erfgename van die genade van die lewe is, sodat julle gebede nie verhinder mag word nie. Onthou die liefdesverhouding tussen man en vrou moet 'n getuienis wees van die verhouding tussen God en sy kinders. In die Ou Testament sien ons keer op keer word die volk gestraf wanneer hulle agter ander gode aanloop en dan is die beskuldiging in wese egbreek. As hulle die verbond oortree tussen God en hulle as volk, dan beskuldig God hulle en sê, julle was ontrou aan my gewees. Dink aan Hosea. In die Nuwe Testament sien ons daar die beeld in die vervulling van ons Here Jesus Christus, met Christus as bruidegom teenoor die kerk as sy bruid. En wanneer die Nuwe Testament Christus as die bruid of bruidegom en die kerk as die bruid beskryf en teken, dan word die rol van man en vrou in die huwelik gesien as 'n spieël van hierdie verhouding. En juist daarom is dit so belangrik dat ons heilig, dat ons kuis in ons huwelik sal optree, dat ons dit sal koester en so met mekaar sal lewe. Daardie riglyn is die wyse waarop man en vrou hulle roeping in hulle God gegewe huwelik moet uitleef. My pa sê altyd, as hy 'n huwelik bevestig, God het die vrou gemaak uit die man se rib. Dit beteken dat sy langs jou staan, man. Sy is nie uit jou voetsool gemaak dat jy op haar trap nie. En vroue, jy is ook nie vanuit sy kopbeen gemaak sodat jy op sy kop sit nie. Die bedoeling is om hierdie pad saam te stap, elkeen in sy rol en sy roeping soos wat God bepaal het. Want God het vir beide, man en vrou, rol en roeping binne die huwelik bepaal. En alhoewel in vandag se tyd die rolle baie de mekaar gegooi word, is dit nie 'n verskoning om God se orde vir ons verhoudinge te ignoreer nie. Dit bly ons verantwoordelikheid om daarna te streef. Dit bly ons verantwoordelikheid om ons roeping en ons rol in ons huis uit te leef. Broers, is jy waarlik man van die huis, soos wat God jou daartoe geroep en bekragtig het? Susters, is jy waarlik bruid van jou man, soos wat die kerk aan Christus onderdanig is? Ondersteunend, liefde, heilig. En dit bring ons by die laaste element. En dit is die liefde. En as ons oor liefde praat, is daar een gedeelte wat altyd opkom. 1 Korintiërs 13, ek lees net 'n stukkie vanaf vers 4. Liefde is lankmoedig, is vriendelik. Liefde is nie jaloers nie, die liefde praat nie groot nie, die liefde is nie opgeblaas nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie, is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles,
verdra alles. Christus is vir ons die voorbeeld van hoe so 'n huwelik moet lyk. 'n Verhouding in absolute liefde. Want liefde is om jouself te gee met alles wat jy is. Alles wat jy het, jouself aan 'n ander toe te wy. Ware liefde is liefde waaruit onderdanigheid uitvloei, waar eerbiedigheid aan mekaar vanselfsprekend is. Dit is die selfopofferende liefde van Christus. Dit is die liefde van die bruidegom wat sy lewe vir sy bruid gegee het. Broers en susters, dis 'n liefde wat gee, wat nie net vat en gryp nie. Dis 'n liefde wat gee sonder om terug te verwag. En ons sien dat Christus, God, homself verneder het tot mens ter wille van sy bruid. Ons sien dat God homself laat martel het ter wille van sy bruid. Ons sien dat God homself laat kruisig het ter wille van sy bruid. Dis die beginsel van liefde. Christus het sy kinders bo homself gestel. Selfs bo sy eie lewe. En dit is die liefde wat in ons huwelike hoort. Want die realiteit is, sonder liefde kan ons verhoudings, kan dit nie staande bly nie. Dis die een bestanddeel waar daardie raamwerk van die huwelik sukkel om te hou. Sonder liefde in 'n huwelik is dit net so goed om te probeer koek bak sonder bakpoeier. En daarom is Christus vir ons die voorbeeld van liefde in 'n huwelik op grond van sy verhouding met sy bruidskerk. Vers 25, elke man moet sy eie vrou lief hê soos Christus ook die gemeente liefhet. In sy voorbeeld sien ons, ware liefde gaan nie oor jouself, die eie ek nie. Behels om die ander persoon voor jouself te stel. Ware liefde is 'n liefde wat die goeie soek en die goeie sien. Christus fokus nie meer op die sondes van die verlede nie. Ware liefde loop ook nie meer hand aan hand met daardie sondes nie. Dit soek die waarheid, verbly in die waarheid. Dit stap 'n pad saam met God, jy en jou maat. Die realiteit is net in Christus soek ons nie na ons eie belang nie. Net in Christus stel ons die ander een eerste. Net in Christus raak ons nie verbitterd en fokus ons nie op mekaar se foute nie. In Christus sien ons ook die goeie in die ander. Net in Christus stap ons die pad in ware geregtigheid, in ware liefde. En dit bring ons by die Heidelbergse Katekismus. Die opsomming van hierdie gebod, in vrae en antwoorde 108 en 109, en ek lees, wat leer die 7de gebod ons? Alle onkuisheid is deur God vervloek. Hoor nie net onervaarbaar nie, is deur God vervloek. En daarom moet ons dit hartgrondig haat. Daarteen moet ons kuis en ingetoe lewe, sowel binne as buite die huwelik.
Verbied God in hierdie gebod niks meer as net egbreek en sulke skandes nie. Omdat albei ons liggaam en siel 'n tempel van die Heilige Gees is, wil God dat ons albei rein en heilig bewaar. En daarom verbied hy alle onkuise dade, gebare, woorde, gedagtes, luste en alles wat 'n mens daartoe kan verlei. As ons hierdie verduideliking van die katekismes en dit wat ons geleer het vanuit die beginsel van die 7de gebod saamvat, mense dan sien ons God verwag van ons 'n lewe waar ons weghardloop van onkuisheid en sal najaag na reinheid. Hy verwag van ons roepingsbewustheid in en vir die rolle wat hy vir ons bepaal het. Hy het ons man en vrou geskape, doelbewus in die huwelik verenig, sodat ons roeping en rol daar sal vervul, maar dat ons ook ons maat in staat sal stel om dit te kan doen. En dan moet ons mekaar lief hê en met mekaar saamleef in Christus liefde. Soos wat Christus homself geoffer het vir ons. So doen ons dit dag in en dag uit vir ons maat. Ons huwelike moet die beeld wees van Christus as bruidegom. Ons as bruid. En saam met ons maat stap ons die pad van ware liefde, ware geregtigheid. Stap ons die pad saam met Christus Jesus, ons bruid. Bruidegom, ekskuus. My bede vir die gemeente, my gebede vir hierdie dorp, is dat ons sal onthou. Dit is so 'n wonderlike gawe wat God ons geskenk het. Maar is iets om te koester. Dis iets om op te pas en voor te veg met alles wat ons het. Want moenie 'n fout maak nie. Dis iets wat elke oomblik van elke dag aangeval word. En is iets wat ons net so verloor. Mag ons Here ons daartoe help en bekragtig, dat ons waarlik in Christus liefde ons huwelike sal bewaar en sal leef met op die oog op daardie huwelik wat dalk nog wag. In reinheid en kuisheid, in roepingsbewustheid, in ware Christus liefde. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God en grote koning, Here, u goedheid gaan ons verstand te bowe. U liefde en trou ken waarlik geen perke. Want wat 'n voorreg om u bruidskerk genoem te word. Wat 'n voorreg om aan die bruidegom te behoort. Wat 'n voorreg om u te loof en te prys, te aanbid. Here, waar ons daarna streef om al meer na u voorbeeld te groei in alle fasette van ons lewe. Vra ons dat u ons sal bystaan, dalk as enkellopende, dalk nog as kind, dalk as verloofde of dalk as 'n ander helfte van my eggenoot. Here, dat ons die rol en roeping sal uitleef wat u vir ons daar gestel het, op die wyse wat u vir ons bepaal het, in kuisheid, in roepingsbewustheid, in ware liefde. Here, in u leef ons nie meer vir onsself nie. Ons lewe moet 'n lewe wees in diensbaarheid, 'n lewe tot verheerliking van u naam. Mag ons huwelikslewens dit ook weerspieël tot u eer. Amen.
Ek gee geleentheid